die naam van die Here. Die naam van die Here moet geloof word, nou en vir altyd. Van waar die son opkom, tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Amen. Genade en vrede vir julle van God onse Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Kom ons antwoord op die... Ek sien die drukkersduiwel het hier ingeslyp van vanoggend vroeg af. Weergebore. Hoe weet ek is weergebore? Titus 3 vers 3 tot 7. Kom ons bid saam. Here, ons loof U en prys U dat U ons God is. Want U vou vir ons toe met U liefde, U goedheid, U omgee, U geduld, U genade. Ja, U oorweldig ons en ons verdien dit nie eintlik nie. Want ons weet wie ons is en ons weet hoeveel keer in hierdie laaste paar dae het ons dinge gesê en gedoen wat nie altyd in die kol was nie. Maar steeds hou U uit en hou U aan met ons en gee U maar net U liefde onbegrensd. Dankie daarvoor. Dankie dat U nie na ons verdienste kyk en op daai manier met ons werk nie. U werk met genade. U skenk dit verniet, soos wat U die geloof in ons harte geskenk het. Want ons glo, en ons sê dit vir mekaar vanoggend. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Dis in wie ons glo, wat deur Jesus Christus verlossing gewerk het. Dankie. Dankie vir hierdie geleentheid, dat ons op 'n manier 'n stukkie van ons dankbaarheid kan wys, deur hier in die kerkgebou by mekaar te kom, en onder die geklank van U woord, maar ook die lied kon kom. Praat met ons vanoggend, in Afrikaans, ons lieflike taal, en gee vir ons 'n boodskap. Geef ons troos, geef ons hoop. Want dis hoekom ons hier is. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Titus 3 vers 3 tot 7, weergebore. Vanoggend maak ek kom reg en ek wragties en ek gaan check nie weer nie, né? Weergebore, hoe weet ek is? Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf en allerlei begeertes en sinsgenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe het die goedheid van God ons verlosser in sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde af was, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser, soos ons dan deur sy genade vrygespreek, en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Dit is 'n betroubare woord. Nou ja, een of ander tyd in ons lewens is ons gekonfronteer deur iemand met hierdie vraag. Is jy weergebore? Of soos party mense sê, is jy wedergebore? Is jy gedoop met die Heilige Gees? Wanneer het dit gebeur? Asof jy 'n datum moet hê. Hoe dit gebeur? Nou daar is sommige kerke om ons wat hierdie method het, van dat jy neem Jesus aan,
En aan een of ander tyd moet jy nog 'n ervaring en 'n doping met die Heilige Gees ervaar en veral gepaardgaande met die groot doop. Nou wanneer mense jou konfronteer, dan doen hulle dit gewoonlik op 'n manier dat as jy hierdie woorde hoor, dan voel jy nie altyd lekker daaroor nie. Dit voel of daar iewers te fout is. Dalk is daar iets kort in my lewe. Want hulle kom met soveel oortuiging oor dat jy weergebore is na jou toe, dat jy het nie hierdie ervaring gehad nie. So is daar nie dalk nou fout nie. Is ek regtig 'n kind van God? Want ek het nou nie so 'n spesiale ding deurloop nie. En dan begin ek wonder, maar is ek nou nie eintlik maar 'n tweedehandse Christen nie? Is daar nie dalk iets fout nie en iets kort nie? Is daar nie nog ietsie wat ek behoort te doen nie? En dit is net die probleem. Is daar nie nog ietsie wat ek moet doen nie? Kom ons sê dit vir mekaar reguit volgend. As die Here gewerk op die beginsel van jy moet 'n sekere hoeveelheid goed doen voordat jy gered kan word, of voordat jy my kind is, dan sal niemand van ons ooit in die hemel kom nie. Want God werk nie op jy perform en dan reageer ek daarop as God nie. Nee. God sê, jy hoef niks te doen om gered te word nie, behalwe een ding is om te glo in my seun Jesus Christus, wat vir jou aan die kruishout gesterf het. Al hierdie ander goed wat gedoen moet word, doen jy uit dankbaarheid, omdat jy my kind is. So ons werk nie op verdienstelike karakter nie. So as jy nou dalk al gekonfronteer is met hierdie vraag, en jy het nou gewonder vanoggend, het ek nou genoeg gedoen, kort daar nie dalk 'n ietsie nie, jy's kalm en rustig. Daar word 'n baie groot saak in sommige kerklike kringe uitgemaak vir die wedergeboorte of weergeborenheid. Die woordjie wat Paulus hier gebruik, dit is 'n verskriklike woord, né? Ja, die Grieksheid, polygenesia, kom net 2 keer in die Nuwe Testament voor. Hierso, en dan in Matteus 19 vers 28. Net 2 keer. Hoe bou ons 'n hele teorie op 'n woord wat 2 keer in die Nuwe Testament gebruik word? En interessant, in die konteks in Matteus word dit gebruik op die aarde wat nuut gemaak word. Die aarde wat moet hergebore word. Want genestai of genesia is die stamwoord vir gebore. Net 2 keer. So ek dink 'n mens moet 'n bietjie meer versigtig wees om 'n hele teorie te gaan bou rondom wedergeboorte of weergeborenheid rondom een woord wat 2 keer in die hele Nuwe Testament voorkom. Maar dan kom mense sê hulle, ja, maar wat van die Here Jesus se gesprek met Nikodemus? Julle onthou Nikodemus wat van die priesterorde was, wat in die nag na hom toe gekom het, want hy wou nie hê sy kollegas moes sien nie, hy kom praat met Jesus nie, en hy vra vir Jesus hierdie vraag, 'n skrifgeleerde, hoe? En dan sê die Here Jesus vir hom, jy moet weergebore word. En nou weer die Grieks wat daar gebruik word, anothen genestai, wat beteken vanuit die hemel, van bo af, moet jy nuut gemaak word. Onthou, die man is 'n ongelowige. Glo nie in Christus nie. Jy moet van bo af nuut gemaak word. Interessant dat die woord genestai is dieselfde woord wat Johannes in sy briewe gebruik vir kinders van God. Nuutgemaakte mense, hervormde mense, veranderde mense. Maar is dit regtig waaroor dit gaan in hierdie gesprek? Wat Jesus eintlik vir Nikodemus sê is, jy moet deur die Heilige Gees verander word om in my te glo. Dis eintlik wat hy vir hom sê. So in Titus 3 vers 5, daar's nog 'n foutjie, word as een van hierdie stedeltekste gebruik vir wedergeboorte. Ek is nie so seker dat dit korrek is nie. En as ons hom mooi gaan vertaal uit die Grieks uit, dan word daar eintlik gesê, die bad van die wedergeboorte. Nou sê mense, sien julle,
jy moet gedoop word, en dan gaan God jou wederbaar. Want hier word nou in verband met die doop glad nie. Dis nie wat Paulus vir Titus skryf nie. Hy maak nie 'n saak uit vir die doop in Titus se hele brief nie. Hy praat nie oor die doop nie. Hy verwys nie eers na die doop nie. Op ander plekke en in ander briewe praat Paulus baie oor die doop. Hy bring dit wel met die doop in verband. Hoekom? Omdat by die doop gaan dit daaroor dat ek sterf in myself met my sonde en ek staan op in Christus. Dis hoekom hy die woord bad van die wedergeboorte. Net soos met die doop wil hy sê, wat die doop die simboliese afwassing is van, jy word skoon gewas van jou sonde en jy word nuut gemaak in Christus. Jy sterf in jou sonde in Christus en jy staan op in die hoop van verlossing in Christus saam met hom. En dis die saak wat hy hier probeer uitmaak, nie iets van die doop nie. En dit is 'n fout om dit te doen. Natuurlik het dit met die Heilige Gees te doen, want wie anders maak ons nuut? Daarom praat hy oor die Heilige Gees in hierdie gedeelte. Sê die Gees van Christus is uitgestort, en dit is die Gees van Christus wat ons nuut maak. En die Gees van Christus is nog steeds besig vandag en elke dag om jou nuut te maak. Elke dag sterf jy aan jouself en elke dag verander hy jou en tel hy jou op en verander hy jou om te wees soos wat hy wil hê jy moet wees. So wat staan regtig in hierdie gedeelte? Want ons moenie verward raak nie. Hy begin, vers 3, en wat sê hy? Ons het almal 'n verlede. Korrek? Jy het 'n verlede. Ek het 'n verlede. Kyk, as hy oor hierdie ouens praat, wat nou hier genoem word in Titus, dit lyk my, dit was 'n bad lot gewees daar op die eiland van Kreta, né? Want hy sê vir hulle, julle was dom, onverstandig, julle was ongehoorsaam, julle was op die verkeerde pad, julle was deur julle begeertes en die sinsgenot, genot was vir julle belangrik, het om julle self te bevredig, julle was kwaadwillig, julle was vol haat vir mense. Sjoe, dis nogal 'n bekvol. Dis wie hulle was. Hulle het 'n verlede. Rowwe verlede. En tog sê hy, maar, sê hy in vers 4, maar, daai maar in die Grieks wil sê eintlik die teendeel van dit. Dit was, dit is. En wat is? Daar's 'n keerpunt gekom. God het in hierdie wêreld ingegryp. Jesus Christus het na hierdie wêreld gekom. God het sy goedheid aan hierdie wêreld geskenk. God het sy liefde aan die mens kom wys. Alles aanhalings die. Hy het ons kom verlos, nie op grond van iets wat ek gedoen het nie, op grond van sy ontferming. Dis wat hy hier sê. Julle was sleg en rof, maar God het ingegryp en het julle van daar gebring tot hier gebring. Hoekom? Nie omdat julle dit verdien nie, nie omdat julle so oulik is nie, nie omdat julle iets gedoen het nie, maar omdat God so goed is en God so vol liefde is en God hom ontferm oor die grootste van alle sondaars, ek en jy. Want verdien ons dit regtig? Nie, ons verdien dit nie. Ons kry dit verniet. En dit is hoekom ons dit noem genade. En hy gebruik hierdie woord. Genade, die Griekse woordjie beteken geskenk. Ons kry hierdie geskenk van God af, waar hy ons omhels as syne en syne maak. Dis wat Paulus sê, kyk wat was julle, kyk wat is julle nou. En dit is die goedheid en die liefde van God. En hoe gebeur dit? Dan sê hy in hierdie teks, die bad van die wedergeboorte of weergebore. Niks met die doop te doen nie. Het gaan daaroor, julle was, julle het gesterf in julle self, julle het opgestaan en is nuut gemaak. En hoe dit gebeur?
Dis die werk van die Gees. As julle nou vanoggend vir my sou vra, Dominee, sê nou, hoe het jy nou tot geloof gekom? Dan gaan ek vir julle sê, ek weet nie. Weet nie mooi nie, kan dit nie vir julle vertel hoe nie. In die eerste plek is ek as 'n baba gedoop, waar God gesê het, jy is myne. Ek, Vader, Seun en Heilige Gees sal met jou, Willie Frans of de Tooy, 'n pad loop. Jy's myne. En my pa, my maat my so 'n bietjie vertel van die Here, soos ek groot geword het, en die kinderbybel vir my gelees, en ek is sonnaskool toe, en die tannie se daar gewees, en by die kinderkraans het hulle my bietjie vertel, en ek het, daai dae was die goeie dae, in die skool het ons nog versies geleer, en hulle het my daar vertel, en die Heilige Gees het al hierdie vertellinge, en alles wat ek gehoor het, het hy my omgepraat stelselmatig, dat ek op 'n dag sê, ek weet nie mooi hoe dit gebeur het nie, maar ek glo in Jesus as my verlosser. Nie 'n dag en 'n datum nie. Want dit is die werk van die Heilige Gees wat my omgepraat het. En nog steeds is die Heilige Gees met my besig en hy sê, hey, nie so nie, maar so. Nie daai goed nie, my wil. Nie jou wil nie, nie jou sinsgenot nie, nie jou emosies en waarvoor jy lus is nie, my wil. En daarmee is hy voortdurend besig, want dit is hoekom die Gees van die Here uitgestort is. Ons dink baie keer, maar die Heilige Gees moet snaakse goed doen. Die Heilige Gees doen nie noodwendige snaakse goed nie. Hy sit die werk van Jesus Christus voort, want dit is die Gees van die Vader en die Gees van die Seun. Hy gaan niks anders doen as wat die Here Jesus vir ons kom wys het nie, en vir ons kom leer het nie. En dis wat Paulus hier sê, deur die Gees van die Here het julle hierdie vernuwing. En dis wat hierdie woord wedergeboorte eintlik beteken. Hierdie vernuwing, hierdie verandering, dis hoe julle was, dis hoe julle nou is. En dit is die werk van God deur sy Gees, sy genade, sy goedheid. So ek wil afsluit. Is ek weergebore? Moet ek 'n spesiale ervaring hê? Nee. Ek wil jou gerus stel. Is jy weergebore? Beslis. Want as jy hier sit vanoggend en jy sê in jou eie hart, ek glo in Jesus Christus as my verlosser, dan kan jy maar gerus wees, jy is weergebore. Want jy sou dit nooit kon gesê het, as dit nie die Gees was wat jou oortuig het nie, en jou verander en jou vernuwe nie. So dit nooit sonder die Gees van God kon sê nie. So dit beantwoord ook die vraag, so het ek die Gees? Natuurlik het jy die Gees. Ons aanbid mos een God, Vader, Seun en Heilige Gees, nie 3 gode nie, een. So, inderdaad, is jy nuut gemaak? Natuurlik, van bo af, van die hemel af, anathengen estai, deur God, deur sy Gees in Christus. So jy is weergebore, glo dit. En dit is nie 'n eenmalige ding nie. Die tyd waarin dit geskryf het, is 'n aanhoudende ding. Prysenstyd, aanhoudend. Voortdurend is die Gees van God besig om my te wederbaar. Nie so nie, maar so. Elke dag word ek eintlik gewederbore. Amen. Baie dankie Here vir u genade, vir 'n troostwoord, want ons weet u is met ons besig. En dit is die bottom line, dat u met ons besig bly. En soos wat ons verlede week gelees het ook in Timoteus, al dink ons nie eers aan u nie, dink u aan ons. Al is ons nie met u besig nie, is u besig met ons. En al besef ons dit nie altyd nie, is u besig om ons te wederbaar, want hier binne-in is 'n stemmetjie wat praat en ons weet dit is u Gees wat gebruik maak van hierdie stemmetjie om vir ons te sê, nie so nie Willie, is nie my wil nie, maar eerder so, dis my wil.
En so werk hy met ons. En hy is met hierdie proses met ons besig tot en met die wederkoms. Dankie daarvoor. Dankie Here dat ons behoort aan U en aan Waterval gemeente, aan mekaar. Seën ons as gemeente, dat ons as 'n gemeente woordsgehoorsaam sal wees, by die waarheid sal bly, U wil sal soek voortdurend, sal doen wat goed is en reg is, vir mekaar sal bid, sal omgee, sal lief hê, verdra, vergewe en ook geduld hê. Bid vir almal op ons siekelys. Raak elkeen aan asseblief. Gee volkome herstel vir elkeen. Ons bid vir Suid-Afrika. Here, ons begin die impak voel van 'n ekonomie wat aan flarde is. En ons is amper radeloos, ons weet nie meer hoe en wat nie. Maar ons het die troos dat U is God en ons is U sin en U sal voorsien. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees. Mag die Gees van die Here nog steeds voortgaan om ons te wederbaar. Mag U vir ons lei in liefde. En mag ons U genade proe elke dag, Here. Amen.